periode is alweer sulke tyd nie. Die pas afgelope finansiële jaar van die gemeente is alweer iets van die verlede. En vandag hoor ons 'n bietjie by die mense wie verantwoordelik is vir die gemeente se finansies, hoe dit die afgelope jaar gegaan het. Philip Viljoen en Jacques van der Westhuizen is vanoggend ons gaste hier in die ateljee om ons 'n bietjie meer te kom vertel van die finansiële sake van ons gemeente. Dit is vir my baie aangenaam om vir julle welkom te sê. Goeiemôre Nelmarie. Goeiemôre. Dit is seker nogal 'n uitdaging om binne die ekonomiese klimaat waarin ons tans lewe besig te wees met 'n instansie soos 'n kerk se finansies. Nelmarie, jy is heeltemal reg. Ons kan oral die ekonomiese druk sien en ons kan sien dit duidelik in die kerk op. Maar ek het die afgelope paar jaar, terwyl ek in die gemeente doenig was met die finansies, agtergekom dat die kerk se finansies verskil heeltemal met die finansies van 'n besigheid. Persoonlik kan ek getuig dat die Here keer op keer deur die mense in ons finansiële behoeftes voorsien het. En daarvoor is ons hom en die gemeentelede opreg dankbaar. Ek lees hier dat die totale inkomste van die gemeente R2.416.000 die afgelope jaar beloop het en dat die uitgawes R2.443.000 was. Hoe vergelyk dit met verlede jaar? Nelmarie, die inkomste van die gemeente het hierdie jaar toegeneem met 6.5%, terwyl die uitgawes toegeneem het met 6.1%. En dit het gemaak dat ons net R27.000 tekort gewys het teenoor 'n begrote tekort van R60.000. Ek sien ook dat die maandelikse dankoffers beter gedoen het as wat aanvanklik begroot is. Dit is seker iets om oor dankbaar te wees. Ja, Nelmarie, ons is baie opgewonde hieroor. Aan die begin van verlede jaar het die GWR 'n lang gesprek gehad oor die maandelikse dankoffers. En die uiteinde van die gesprek was dat ons besluit het ons wil poog om 'n klemverskywing te hê, waar die dienswerker se primêre taak nie net is om koevertjies uit te handig nie. En daar is toe besluit om een keer 'n jaar al die koevertjies uit te deel en nie soos die gebruik was elke paar maande nie. Die klemverskuif was weg van 'n stelsel van beheer en kontrole na 'n wyse waar die gemeentelede self verantwoordelikheid neem vir hulle dankoffers. Nou vir die GBR was dit 'n groot geloofsbesluit, aangesien ons nie geweet het wat gaan gebeur nie. Juist daarom is ons baie verheug in die styging van die maandelikse dankoffers vir die afgelope paar maande. Ons glo dat die styging 'n bewys is dat die Uitse gemeente se lidmate regtig groei in geloofsvolwassenheid en omgee vir mekaar. Sjoe, dis wonderlik. Philip, kan jy dalk vir ons meer vertel van hoe die gemeente se inkomste die afgelope jaar aangewend is? Ja, maar ek doen dit met groot graagte. 34% van die inkomste van die gemeente is aangewend vir die normale gemeentebediening fasette. Dit sluit onder meer in eredienste, toerusting, weeklikse klein groepe, kursusse, pastorale werk, siekebesoek en huisbesoek. Vir verdere 13% van die gemeente se inkomste spandeer aan jeugwerk, hierby ingesluit is kategese, kampe, jeuginkomste, familiebediening en kleuterskool. Aan SOS, dit is die sorg, omgee en seniors, is 9% van die inkomste van die gemeente spandeer. Daarby is ingesluit alimentasie, blikkieskosprojek, die seniorweek, harmonieklub, etes vir seniors, vervoer van seniors en uitreike deur seniors en vir seniors. Aan die uitreikaksie waarby die gemeente op 'n direkte en indirekte manier betrokke is 11% van die inkomste van die gemeente vir die doel aangewend. Deur middel van die gemeente se sinodale aandeel aan die Wes-Kaap Synode word 'n verdere 6% van die gemeente se inkomste aangewend vir uitreikaksies binne die groter kerkverband waarvan ons deel is. Dit bring die totale persentasie van omgee-aksies buite die gemeente op ongeveer 23% te staan. Die fondsinsameling projekte is 'n belangrike bron van inkomste, maar kos ook geld om aan te bied. 'n Belangrike deel hiervan hou verband met die tyd wat betaalde personeel daar hieraan spandeer. Die persentasie van ons inkomste wat aangewend word vir fondsinsamelingsprojekte te loods beloop 5% per jaar. Die waarde van die gemeente se eiendom word bereken op ongeveer 18 miljoen. 15% van die gemeente se inkomste word gebruik vir uitgawes wat verband hou met die instandhouding daarvan. 'n Laaste area waarvoor die inkomste van die gemeente aangewend word, is administratiewe uitgawes. Dit bestaan onder meer uit telefoonkoste, posgeld, drukwerk, elektroniese bediening en administratiewe funksies deur personeel.
Hiervoor is 7% van die inkomste van die gemeente aangewend. Nadat ek dit gehoor het, besef ek maar net weer uit hoeveel fasette ons gemeente se werksaamhede bestaan. En dit alles kos geld. Jacques, Philip, Uitsignuus is saam met die aksieverfondse dankbaar vir dit wat ons vanoggend gehoor het. En so glo ek ook elke gemeentelid. Indien jy enigstens meer wil weet oor ons gemeente se finansies of enige navrae het, is jy baie welkom om vir Philip te kontak by die nommer en e-posadres wat op die skerm verskyn. Om jou af te sluit, noem ek graag 'n paar van die spesiale projekte wat vir hierdie jaar beplan word. Daar is die golfdag wat saam met die Uitsig Kleuterskool beplan word vir die 6de Mei 2011. Sondag 15 Mei is die spesiale 10de offerdiens. Verlede jaar was hierdie diens baie besonder en dit het 'n enorme bydrae gelewer tot ons 10de offer. Teken solank hierdie datum aan en onthou om jou 10de offerkoevertjie na die diens te bring. Nog 'n datum wat jy nie kan mis nie, is Saterdag 3 September wanneer Uitsig Bazaar gehou word. En dan is daar natuurlik die Kersmark in November wat 'n unieke en besondere inkopieervaring waarborg. Ek raak sommer lus om te koop. Maar voor ek te opgewonde raak, dis tyd om te groet. Van my, Nelmarie Kemp, Philip Viljoen. Jacques van die Westhuizen. sê ons groetnis tot volgende keer.